Ons sit hier so Die saam kos is en klaar. ja. Wel, dan sê daarom ja, die mics. So die mense kan sien hoe begin sy. Ek kan what you call it. Ja. Ek sit hier saam met Eugene Vanacore. Eugene Wynico, ja. Jo, Eugene, ons het seker mekaar wat 3 maande laas gesien. 2 maande laas. Miskien meer. 2 maande. Dit was nog by die toe die laaste Lag is nou. Wat is jou so goed? Wat noem hulle jou so? nou is dit 'n open mic. As jy so se naam is. Mr. Lag is open Is mic. dit ja. Wat sê jy? Zwantere, wat is dit? Ja, gaaf. Alga. Wat kom ek aan Zwantere? En so uitroep naam just Lapati Paris, Zwantere. Ja, ons het mekaar laas gesien. En waarom was Eugene? Wie zeg was in de laatste tijd geweest? Nee, Niet persoonlijk nou niet, ik meen Nee, like, ek was besig met ek was eintlik besig met niks. Nee, ek sal nie sê niks nie. Self-improvements. I'm doing an acting class now with Bonnie Rodini. I advise you to go. hoeveel is het? It's expensive. Oké, maar jij goed als clear bij kaart en te veel. Ja, die koers is R4,000. En dan hoeveel Is FIDA. vida? Moet jy na ander kursusse toe gaan nie. Ek was by ander kursusse and I went to Bonnie Rodini now and there's such a lot of similar stuff that she is doing that I had done at other classes. So moet jy na 'n ander acting klas toe gaan nie. As jy na 'n ander acting klas toe gaan, moet dan nie na Bonnie Rodini toe gaan nie. But I've learned a lot over the past, especially on Tuesday. Ek baie geleer. Die eerste lesson was ook mal geweest. Die tweede lesson was a compilation of what I did at Jacobus with Dan Jacques Mouton. Also got a nice class. Iemand sê vir my die name wat ek ken nie die mense. Dan Jacques mos Lenny mos van is mos noem my skool is 'n ou mos. DJ. Oh, oké. Ik sien. Die Hij was op Sarah klasse, ik kan onthou. Hy was Sarah klasse. Ja, so ek is nou besig met daai. Dis hoekom ek eintlik nou kan gaan weekie. Maar nou dis besig met daai. I'm busy with horse riding lessons. Specifically om my skills te upgrade, want sometimes hy het hulle iemand nodig wat kan ry. Jy moet genuinely kan ry. Hulle soek iemand wat nie kan ry nie. En ek het baie requests gekry vir iemand wat kan ry. En ook what I like about it is something that I like to do. Beter. Yeah, I basically went because I wanted to put it on as an additive skill to say, okay, I can do this. Like you know what I'm saying? Like I can ride motorcycle, I can ride a bicycle, I can rollerblade, I can ice skate. Okay, I can ride a horse. But ek hou nou meer daarvan as wat ek gegaan het net om te sê, okay, ek wil dit op my resume sit. Ek hou meer daarvan. Ek het nie geweet ek gaan so baie daarvan hou nie. Nee. Dat is kwaai. So ek wil vir ook vir Eugene die vraag dan vra. That's like ek sê nou aan die skill om horse te ry, right? Is cool. Eugene geniet dit. Maar watter tipe rolle sal hulle vir ons kies? Vir ouens wat perde ry. Ek weet nie man, ek weet daar kan enigiets uitkom in die toekoms in. Ook die ding is die meeste van die rolle wat hulle vir jou voorkies, sê as jy miskien in gladiator films is en sulke goed is in elk geval gemask op en sulke goed. So hulle sien nie eintlik hulle make-up mos vir jou. So hulle sien nie eintlik wie ry daar nie.
Maar het is nog steeds een skill om te is eten. nog steeds 'n skill om te eet, ja. En niet dat die, like, nee, ik vraag nou, like, zo kan ik zeggen, toch niet kies meer, hoe hij vraagt is, because wij, als je nou denkt, aan de reden waar, als je nou van Oost, nou story maakt, zeg maar, dan maak een documentary van Oost. Dan maak je iemand wat peert, wat het type rol gaan hij speel als wat, een plek van oorzee of een video hier kom maak en hulle Maak doen, sin, ja. what you call it, like Wild Wild West of iets Ek so. verstaan wat jy sê, ja. So ek meen maar nou ek sê nou soos ek sê, ek kan nie vir jou sê wat se tipe rol gaan na die kom nie, want ek weet nie wat wil hulle hê nie, maar ek is ek is eintlik ge-worried oor hoe kan ek sê, dit sal kwaai wees as ek iets kry in die filmindustrie daarvoor, maar dit gaan nie van my daaroor nie, dit gaan oor ek het nogal is nogal 'n challenge, want is iets wat jy kan nie net gaan op 'n kyk sy sien mos op die film of wel sy sien mos die ou gaan hy klim op 'n pet en hy ry die pet. Dit is so maklik nie soos dit lyk nie. Is glad nie so maklik soos dit lyk nie. Want sy moet weet wat sy doen. En wanneer die pet kan stop. Sy moet hom kan, most importantly. Die moeilikheid. Maar ek sal sê die mees belangrik sal ek sê is hoe om hom te kontrol. Hoe om in kontrol te bly van die pet. Daai is meer belangrik. That is important because sometimes more often you don't need to stop as you need to be in control. So yeah, that is what I can say. And yeah, I really, I'm not going as often as I would love to go, but I'm going on a regular basis. I go once or twice. I go once every 2 weeks or once a week. Yeah, I'm at the equestrian in at the Hillside Farm, there in Gordons Bay, or there's another place there that is my instructor's going to another place now, so I think probably some kind of a kanonkop or something, Olifantsrivier, you know, plaas het mos gewoonlik sulke name. hou verby. Yeah, so but what I can say is a nice experience for me. Iets wat ek nog al gedink het ek gaan so baie van hou nie. Ek het net gou gedoen omdat ek right, ek kan dit doen, as hulle op my resume sit, kyk die hy kan beter, want as jy eintlik ry, as jy in 'n movie is of in 'n ad is, jy ry eintlik nie so veel nie. En hulle hou meeste van die tyd die pet vas, meeste van die tyd hou hulle tog maar die pet vas of whatever. Maar iets wat ek baie van hou. Hy's kwaai. Iets wat ek unexpectedly something that I like. But it's soos Eugene hou van motorbikes ook. En dit is horsepower, so horsepower. Nou, maar hy's 'n ander horsepower. Ja, but ek sal sê ek hou van motorcycle. Since I was 13 I'm riding bike. I ride for a club called the Lee Riders. I've been with him now. BMX bike van 13 af. Bike motorcycle ry ek al van ek 13 jaar oud is. Maar in die klub wat ek nou in is ek saam met hulle van 1999. Ek saam met hulle. Saam met die klub 98-99. As ek in die motorbike club saam met hulle. Jy het altyd vir hulle geken vir baie jare, maar eers in 1997-98 begin te saam met die klub ry en so aan. Tot vandag. Hoe is hy experience vir mense wat jy weet hoe motorbike club is? Hoe is dit amper soos Sons of Anarchy? Ja, maar Sons of Anarchy is mos 'n gang. Ja, dit was ons is mos 'n gang, ons is mos 'n klub. En ons doen baie charity week en ons het gedoen baie charity week, rallies gehou en sulke goedes. Maar die brotherhood is lekker om saam met die klub te wees en whatever. Kyk, soos die weekend as ons weer saam Saterdag almal van ons saam. Ja, dan wat doen julle? Nou, ons hang uit, ons party, whatever. Een van ons members se 60ste verjaarsdag, so ons gaan weer almal daar wees weer. Die hele klub is met 60 mense daar.
So almal gaan weer Arabies. 60, 70 mense. En is meestal niet mans mensen. Nee, maar ons kom ons met tussen vrouens of met tussen partners ons. So as 20 in die klub, want elkeen met sy partners 40. Dis 'n handvol, ja. Ja. Ja, maar dit is lekker om in die klub in te wees. Kyk, soos laasweek het ons ook iets gedoen in Elsie's charity gedoen wat ander klub gehad het. Ons het net vir hulle gaan join om die charity te doen. Dis maar wat ek gesê het, wat ek vir mos vir Van die gekry het. By charity. Hy was aangewees, ja, en hy en nog 'n paar TikTokers van mense wat sing haar so ook 'n klomp nonsens gesing haar. Mense sing, die lady sing kak man. Dis kak wat hulle sing. Hang jou hol en almal die klomp wat kak stupid kak wat hulle sing. Die mense sing vir ons kinders die kak. Gryp haar by die lyf vang haar hier druk haar hier wat se kak sing jy vir klein kinders van 8 jaar oud. As dit nie as dit kak sing man. As dit nie omdat Eugene miskien 'n bietjie ouer is, dat Eugene miskien nie die kans verstaan nie. Kyk eens man, wat is 'n song? Wat is 'n song? 'n Song het 'n rhythm in, hy het 'n tune in, hy gaan op, hy gaan af, hy het 'n off note in. Die mense het niks off notes in nie. Wanneer die off note maak die song dat die song sin maak, dan bamba hulle net, ons gaan bamba. Wat 'n kak is hy? Dit's kak. En die ene sing weer gaan kak maak, gaan kak. Hoe kan jy 'n song hê wat jy sê jy gaan kak maak, of wag jy dinge moet regloop in jou lewe. Dinge gaan mos nie regloop in jou lewe nie man. Hoe sê Keista Black? Ek hoor dat dinge moet sin maak vir my man. Maar hoe kan jy 'n song sing, ons kak maak, ons kak maak. Wat is kak maak? Kak stink. Die man gaat kak maak. Rhythm. What's it? Rhythm and poetry. Dis wat rap is. Wat ek rap ek. Hey, by sunskyn, die son skyn by daar. Wat se kak is daai? Wat okay, dis jou kak. Ek worry nie vir my nie. It's nothing to do with me. But I mean the whole music industry is in his chops. Look at my watch. Look at my clothes. Check my Nikes. Check my where's my pants? I got more money than you. You got a nice ass. Fucking ass. Can you tell me when you're coming home? Ja, kijk maar. Sulke kak sing die mense. En as die mense sê ook nog vir hulle wat se kak is daai? En die mense lag op, kan jy nie sien sy luister na kak en whatever nie. Because wat ons geweet het, wat ons nou ook gewys het nou youngsters gewys het. Hotel, motel, what you gonna do today? Say what? Sien jy daar was 'n nik in gewys. You know. Maar hy het ook niks sin gemaak nie. Maar daar was 'n nik in. Maar nee, het sin gemaak. Hotel, motel, say what? Like, what you gonna do? Ons is in die hotel, ons is in die motel. Maar wag. Is 'n goeie topik om te praat. Ek verkies dan either ek sal kak maak. Team compie en dis wat wil skyn in die wolke maak ek kwada. Ek verkies daai. Wel mal kak en ek verkeer mal. Nee. As wat ek goed te sal hoor van Rosapella en so ek sal either ek verkies daai boer. Ja, en ook so die mense Saturday morning. Sien jy, was 'n lekker beat in gewees. You can't wait for the die frequency. You can what you want for. Die frequency van music is dit ja. Die mense kyk, they are songs in today's life that I listen to. Ek luister daarna. Want is 'n kwaai song.
Sy kry quality songs wat hulle vandag maak. No doubt about it. But sommige van die goed is regtig questionable. Like you know what I mean? No, I get it. En hoe kan jy sê gou my gou? As jy nou ek het nou mooi eendag toe sit ek nou mooi toe luister eendag lank gelede. Toe luister ek nou na die song en my lupus en na mag en sy kompos en met hy tempel kak. Dis mos kak. Waar kan jy sê en die mense lag almal sing saam, die vrou groot mense sing almal saam die kak. And here we are sitting in a nation with teenage pregnancy. Hoe sê hulle nou weer? Hulle het 'n nuwe woord wat hulle sê raping is fucking rape man. Is hy hulle sugarcoat, hulle wil also wil hulle toesmeer met die kak wat hulle praat. Verstaan jy nou? Hulle violate vroumense en wat. Nou sit jy met die songs wat sy het hier tussen die mense. Sy groom die kinders om dit socially acceptable te maak dat okay, ons kan 'n loop in haar mag druk. Nee man. Nee. Dis kaksing. Sing maak as maar as jy loop nie jou ding nee man, jy kan nie sulke goeie sing is socially acceptable. Wat van I wanna sex you up. Dis so kak. Wat hulle gesing het. What I'm saying is sien jy waar kom die trend vandaan? Do you see where it comes from? So now you wanna start with you start subtle. Kyk waar sit ons nou? Like, because jou kinders, jy het mos kinders en jou kinders luister na hy kak. Nou kom jou kinders nou sing jou ladies vir jou sulke kak vir jou. Jy hou nie dat jy gaan nie. No parent likes that. If your child is sitting there and making a little picture there and now he's singing there en my lupus in jou mag, hoe voel jy? Nee, jy's 'n parent. So first of all, as hy parents is skuld waaroor dat hulle so geluister. As die parents is skuld, because why die fucking dings ry elke dag ry die man hier verby met sy kar hier so. Die neighbors speel dit klip wat. Hoe kan jy jou kind se ore toe? Jy kan mos jou kind se ore toe maak met mufflers nie. Okay. You can't conceal your child in a bubble and say look here, you can't listen to that stuff. I think ek dink nou like die argument sal is amper soos die because No, it's not an argument. It's not an argument. A fact that I'm stating a fact that these are the songs that it's there. I'm just saying what I'm saying is why has it become socially acceptable for us for the radio stations and everything, the people to play these songs, the kids listen to it, everything. That is why people are so disrespectful and everything, because there's no barrier, there's no limit. Are you with me? There's no barrier that we can say, okay, this is where kids stuff in and adult stuff start. We used to have a barrier, but ons gesê het kyk hier's jy nou 'n adult. Jy kan nou tussen ons kos sit hier. En wat dit bestaan nie meer nie. But it's life goes on. But life goes kak on. Because the moral standard van ons society is in sy moer. Because look, you have a teenage pregnancy. Okay. You say to this girl, okay, she can go to school. What are you saying now? You're telling all the other girls, if you are pregnant, you can also come to school. When that girl became pregnant, she should have been segregated from the rest of the school. It's lost. Because now what you're doing now is, you are now saying to the other people, look here, if you are pregnant, then you can also come to school. And look what we are sitting with now. The children are first it used to be matriculants that were pregnant. Now, they are standing at 6, they are pregnant already. If this is matric, she's sitting with a second child already. And her friends follow them. It's normal now. Normal, yeah. It's normal. And what about that child's future? How is she going to face her future? Daddy het weggehaal, doodgeskiet in die tronk or whatever. Now that girl must now raise these 2 kids alone now.
from two separate fathers. Alles oor die kat But- soms. Alles, yeah, but what I'm saying is, yeah, oor die kat songs. Yeah, what I'm saying is that our society has become morally decayed, and we know what we must do to reverse it, but we are too cowardice to do it. Because how are you gonna say to the children now, we're gonna start mooring you again at school if you don't do your homework, if you come with dirty nails, if you do this, if you do that, we are going to introduce corporal punishment again.